Prys die Here, die kinderkerk gaan helaas aan wees, so die wat wil uitgaan soontoe, welkom. En ja, die kerk is die plek waar ons kan rustig wees, né? Dis maar familie, by jou eie familie, daar is jy redelik op jou gemak, en geniet dit, en ja, baie keer is dit dalk nou goed, hier voordat ons lees, iemand voel jy wil vinnig gedraai loop, dan doen jy dit nie, kom stadig terug, maar ja, dit is baie keer erg as een mens nou wil hê, nou moet dit klaar kry, en nou ja, kom ons geniet net die Here, en terwyl ons so sing, kom daar die gebeure waar Moses vir die Here gesê het, hy wil hom sien, toe sê God, nee, hy kan hom nie sien nie, maar hy verberg hom daar in 'n skeur in die rots, en dan kom daar 'n aardbewing verby, en toe's God nie in dit nie, en toe kom daar 'n vuur verby, en God is nie in dit nie, en daar kom groot donder weer nie daarin nie, en toe kom daar 'n sagte windjie, en toe's God daarin, en toe weet Moses dit, en hy maak sy aangesig toe, né? Weet, wanneer God se gees werk, jy gaan dit weet, né? En dan voel jy voel klein, en jy voel sag, en dan weet jy, dit is God. Jy weet, ons sal baie keer so ver soek, en so baie dinge soek, maar dan is dit daai sagte stemmetjie, daai sagte teenwoordigheid van God hier by ons, en ons moet dit koester. Dis wanneer God regtig met jou deel, en met jou werk. En dan weet jy, hy het nie van jou vergeet nie, né? Wat is die doel daarvan, dat God so naby aan ons kom in sy gees? Hy wil eintlik vir jou net sê, man, ek weet van jou, want jy kom ons nou agter, ek werk hier in jou, en as ek in jou werk, dan is ek by jou, en ek weet van jou, en nou kom ons koester dit, en ons waardeer dit. Nou, lees saam met my uit Jakobus die 5de hoofstuk, Jakobus is hier redelik agter in jou Bybel, dink nou kom Petrus en Johannes en dan ons daar by Openbaring, daai boek wat mense bang maak, né? Maar ons is vanoggend by Jakobus, en vanoggend se boodskap, as jy my gaan uitluister, het gaan redelik maklik wees, nie ingewikkeld nie, maar die doel van dit is om elkeen van ons aan te moedig om meer in die woord in te kom, né? En dan die ander iets gaan jy hoor, is gebed. Nou, ek wil glo dat die Here tot ons elkeen gaan spreek. Nou ja, Jakobus die 5de hoofstuk, vanaf vers 13. Miskien gaan ek my baadjie uittrek, was lekker koud, en miskien gaan dit dalk nou warm word. Jakobus 5 vanaf vers 13 sê hierdie woorde, hy sê, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank
nie gereën nie, en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet, dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Tot sover die Here seën sy woord aan ons harte in hierdie oggend. Nou, ons teksvers in hierdie oggend is vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is daar iemand wat opgeruimd is? Laat hom psalm sing. En die tema van ons boodskap in hierdie oggend, baie voor die hand liggend dan, die belangrikheid van gebed. Nou, voordat ons regtig by ons teksvers dan gaan uitkom, laat my toe in hierdie oggend om so vinnige opsomming van die boek Jakobus te maak. Dis 'n baie kort boek, is 5 hoofstukke. Nou, in hoofstuk 1 begin hy daar en hy sê ons moet bly wees wanneer ons probleme en moeilikhede het en teleurstellings en goed nie reg uitwerk nie. Hy sê eintlik verbly en verheug julle wanneer julle al hierdie moeilikhede het. En nou die antwoord daarop is dat hierdie goed maak jou sterker, nê? En dit maak jou beter en dit laat jou geestelik groei. Nou niemand van ons hou van probleme en moeilikhede en al hierdie goed wat ons pad langs kom nie. Maar dit lyk of dit regtig noodsaaklik is, want dit het 'n heilsame uitwerking. Die Bybel sê vir ons, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet, nê? En ons sukkel om hierdie alles te sien, wanneer hierdie goed opduik en oppop, en dan voel ons, maar ons wil weghardloop. En dan sê die Here, nee, is alright, laat hulle daar weet. En dan sê hy, wat ons eintlik moet doen, ons moet sê dankie, en ons moet bly wees, verheug, met groot blydskap, want daar gaan iets moois uit dit kom. En dan sê hy ook, dit kweek lydsaamheid. En jy het maar gehoor sê, lydsaamheid beteken taaie uithou vermoë, nê? En dis wat God in ons wil inbou. So elke kind van God moet taaie uithou vermoë hê. So as goed jou pad langs kom, moet dit jou nie plat slaan nie, dit moet jou sterk maak. En dis wat hy dan van ons wil sê. Maar dan praat hy ook bietjie verder, hy praat van gebed, en jy gaan agterkom as jy die boek lees, dat gebed is die hooftema wat in hierdie boek van hom voorkom. En dan sê hy ook gebed moet wees met geloof. Hy sê maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos die golf van die see wat deur die branders heen en weer geslaan word. So hy sê ons moet bid, maar ons moet bid met absolute geloof. Dan vers 19 kom hy by hierdie baie goue woorde wat al vir my baie aangespreek het, en ek glo elke mens. Hy sê elke mens moet gou wees om te hoor, maar stadig om te praat en stadig om toornig te word. Weet, die grootste behoefte van die mens in ons tyd is na iemand om te luister. Nee, en nie bedoel ek nie te luister vir een of ander sappige storie of 'n kinderstorie nie. Mense wil graag met mense praat oor hulle seer, hulle hartseer, hulle probleme. En nie almal het geld om na sielkundige toe te gaan nie. Hy soek net iemand, en sy soek net iemand, waar ek kan net bietjie met jou praat, en my hart met jou deel. En dan moet ons ook verstaan,
ons moenie mense se vertroue skend nie. Wanneer mense met jou praat, dit is vertroulik. Dis nie bedoel om vir die volgende persoon te praat nie. As hy wil hê of sy dit met die volgende een wees, sal hy dit vir die volgende een sê, maar daai is vertroulik tussen jou en daai persoon. Nou, dan sê hy ook, luister mooi, en hy sê stadig om te praat. So partykeer so vinnig vir mense die antwoord gee. Nog net begin praat. Hoorie, maar doen dit en dit. Sê van hy persoon wou gehoor het nie. Hulle wil baie keer nie 'n antwoord hê nie. Wil maar net praat. As jy nie baie seker is, jy het die antwoord nie, moenie 'n antwoord gee nie. En ons moet leer om baie mooi te hoor, want as jy te vinnig gaan praat, dan gaan daar ook misverstand kom, hy sê stadig om toornig te word. So jy moet luister, jy het 2 ore, 1 mond. So gebruik dit in daai verhouding, né? Luister dubbel soveel as wat jy praat. En luister mooi en wees rustig voordat jy met 'n antwoord na vore kom. Dan kom en hy sê ons moet daders word van die woord en nie net hoorders wat onsself bedrieg nie. En dan gee hy in vers 27 vir ons 'n pragtige opsomming van wat godsdiens en Christendom is en behoort te wees. Want ons wonder mos soms, wat is belangrik? Dan sê hy, reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wees en weduwee in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar in die wêreld. So, ons sien regtig dat Jakobus is 'n baie praktiese mens. Hy wys vir ons, wat is ons doelstelling hier op aarde? Dis nie maar net om in isolasie in jouself te wees nie, maar ook daar buite om te wees, maar ook jouself vlekkeloos te bewaar. So dit help ook nie, jy gee al jou tyd en al jou goed vir mense uit, maar jou lewe is nie in lyn met God nie. So gee, reik uit, wees Christus, maar wees ook reg. Dan in die tweede hoofstuk trek hy geweldig te velde, omdat hulle onderskeid tref tussen ryk en arm, die wat het en die wat nie het nie. En hulle behandel die rykes ook met meer belangrikheid, nê. Sê ja, maar julle moet die voorsit, nê. En jy weet nou, in God se oë, God kyk nie na wat ek en jy het nie, is in elk geval vir jou gegee. Hy kyk wat is in ons hart, né? En dis waar ons as mens baie keer so maklik kan fouteer. Ons kyk na die uiterlik, ons kyk wat is daar. God sê ek stel nie belang nie. Ek kyk in jou hart. En daarom dat dit so verkeerd is om hierdie onderskeid te tref. As ons hierdie boek mooi lees, dan lyk dit vir my die tweede tema in hierdie boek is dat daar gesorg moet word vir mense en daar nie hierdie hooggeplaas, jy is belangrik en jy is minder belangrik moet wees nie. Dis vir hom 'n groot ewel. Nou, dan is hy ook baie prakties en hy wys daarop dat ons is God se hande. Hy sê wat help dit? Ons sê vir mense maar word warm en ons sê vir hulle word versadig. Maar ons doen niks omtrent dit nie. En wanneer ons hierdie boek lees, dan besef dit hoe ons uitgedaag word. Ons word gechallenged om bietjie uit ons gemaksone uit te kom en uit te beweeg. En dan kom hy praat ook baie van die tong en hy wys op die groot gevaar van die tong van die mens wanneer jy betrokke raak in negatiewe dinge, wanneer jy betrokke raak in gesprekke wat later kinderstories word, wat later probleme en tweedrag kan veroorsaak. Hy sê dit soos 'n groot vuur wat nie gekeer kan word nie. Nou, die Here wil hê ons moet 'n vuur vir hom wees wat die evangelie boodskap met vrymoedigheid kan uitdra. Dan in hoofstuk 4
kom hy weer en hy sê dat daar gebid moet word. Hy sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. So dit bly vir hom die antwoord. Maar dan gaan hy ook verder en dit laat ons nogal eintlik wakker skrik. Hy sê julle bid, maar julle ontvang nie. Hy sê omdat julle verkeerd bid. So mens kan bid en jy kan ook verkeerd bid. Hy sê want julle bid heeltyd net selfsugtig, om al hierdie goed vir julle self te hê. So ons moet baie keer vir onsself ook die vraag afvra, waarom is my gebed gesentreer? Here gee vir my, en gee vir my, en gee vir my. En hoe meer die Here vir jou gee, hoe meer wil jy hê. Maar hoeveel in jou gebed, Here help en seën hierdie mens, help daai wat siek is, help hulle wat swaar kry. Hy sê dis die gebed wat ons moet bid. En dan in Jakobus 4 vers 7 kom hy ook baie belangrike punt, wanneer hy sê, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nou ons as gelowiges is baie lief vir hierdie skrifvers eintlik. Ons sê, weerstaan die duiwel, bestraf hom en hy sal weggaan. En dis waar, maar ons vergeet wat vooraan staan. Hy sê, onderwerp julle aan God. So dis nie in jou nie, dis in God se gesag, sy autoriteit. So jy onderwerp jou aan die Here, en dan is dit maklik om die duiwel te bestraf en te weerstaan. En dan hoofstuk 5 praat hy van die wederkoms van Jesus. Vers 8 hy sê, julle moet geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van Jesus is naby. En dit is die tema ook wat ons baie hier aanraak, die wederkoms van Jesus op die hand. Ons moet gereed wees, gereed bly en reg wees wanneer Jesus kom. En dan kom ons dan nou vanoggend by ons teksvers, vers 13 wat sê, is daar iemand wat ly, laat hom dan bid. Nou as iemand opgeruimd is, laat hom psalm sing. Nou, ons het hierdie twee wapens. Die wapen van gebed en ons het die wapen van lofprysing. En die vraag in hierdie oggend is, hoe gereeld gebruik ons hierdie twee wapens wat die Here vir ons gegee het? Nou, hy sê, is daar iemand wat ly? Met ander woorde, ons kom weer terug daarvan in die begin, is daar iemand wat swaar kry, wat probleme het, moeilikhede, teenstaan en teleurstellings. En jy weet, ons soek baie keer dan die antwoord. Wanneer ons in hierdie dinge is, dan sê ons, maar wat is die antwoord? Wat moet ek doen? En ons vra raad, help my, ek is in die moeilikheid. En Jakobus sien dit anders. Hy sê, as daar iemand is wat ly, dan sê hy, bid. Bid, bid, bid. Nee, so, dit laat ons besef. Die antwoord vir al jou dinge is bid. En dis die ding waarvan mense wegskram. En jy hardloop rond en jy probeer dit en daai en jy maak jou moeg. En die Here sê, maar dis nie wat ek van jou vra nie. Ek vra vir jou nou in hierdie tyd, bid, bid, bid. Nou, dis baie interessant ook, om daarop te let dat Jakobus gebed in verbintenis bring met emosie. Jy weet, wanneer iemand ly, dan is daar trane, nee, as jy regtig swaar kry, dan huil jy, daar's bekommernis, daar's benoudheid, daar's slapelose nagte, jy sweer, in der waarheid, want daar's moeilikheid, so daar's emosie betrokke in hierdie hele tyd van ly, en dit is hier, wat die Here met ons wil ontmoet. Weet, ons is so geneig om toe te maak, ons af te sny en die emosie te onderdruk. Nou, die Bybel sê, die Here sal 'n gebroke hart en 'n verslae gees nooit verag nie. God is die naaste aan jou.
wanneer jy met jou gebroke hart voor hom kan kom en sê, Here, nou weet ek nie, nou is ek stikkend, nou is ek in angs, nou is ek in bekommernis, ek is in lyding, ek is in trane. Dis daar waar God vir jou wag. En dis hoekom ou Jakobus sê, man, as jy moeilikheid het, swaar kry, bid, want dis daar waar jy gaan bid, dis daar waar God vir jou gaan ontmoet. Weet, verlede Sondag se boodskap het gehandel oor die feit dat in die woestyn is daar waar die Here tot ons hart spreek. Dit was ons teksvers gewees, want die Here het gesê, daar in die woestyn sal ek tot jou hart spreek. Dis daar waar jy in eensaamheid en swaar kry is, daar word jy stil, daar begin jy uitroep na God, en dis daar waar God jou aandag het, en waar hy tot jou hart kan spreek. Maar hy sê ook, as iemand opgeruim, laat hom psalm sing, prys en loof die Here, dit is Bybels. Nou, die een ding, hier aan die einde van my boodskap, wat ons moet besef, en ek dink dis wat Jakobus hier vir hulle wil sê, die een ding wat ons moet besef, jy en ek is baie meer as net 'n liggaam. Nee, jy kyk na jouself in die spieël en jy sê dis ek, want jy sien jou. En ons kyk na iemand anders en ja, dis hy, want jy kyk en jy reageer op die liggaam. Maar ons is gees, eerstens, siel en liggaam. Nou, hierdie liggaam is die dop. Jy woon in die dop. Nou as jy doodgaan, dan word die dop stof. Maar die gees gaan na die Here toe as jy hom gedien het, of hy gaan na die hel toe as jy nie regtig die Here gedien het nie. Maar saam met dit is daar ook 'n siel. So jy's 'n gees, daar's 'n siel en 'n liggaam. Nou die siel is waar jou wil ingesetel is. Dis waar jou emosies ingesetel is en dis waar jou sintuie ingesetel is. Jou oë, jou ore, jou hande, jou voete waar jy kan voel en beleef en ervaar. Nou werk dit so dat die duiwel en die vlees werk deur hierdie sielsarea. En nou voel jy, maar Jesus, like, ek voel ek wil bietjie uitbreek en ek wil myself te buite gaan en ek wil lekker losbandig gaan lewe en ek wil lekker goed drink, nee. En nou is dit hier in jou sielsarea. En nou is daar 'n wil. En nou moet jy besluit. Okay, ek gaan toegee want hierdie emosie is daar, nee. Daar word met hom gevoel. Dis 'n drang, dis 'n emosie, of jy moet sê nee, ek gaan dit nie doen nie. Jy sien, en ons het heeltyd hierdie geveg vind plaas in jou sielsarea. Dis ook hier waar die Heilige Gees werk en hy werk hier en hy sê, maar gaan bid. Kom bietjie eensaam, alleen met die Here. En nou hierdie vleesgedeelte sê, ag nee, sit maar, want jy's moeg, nee. En nou werk die Heilige Gees en hy sê, gaan vat die woord van die Here, gaan lees. En nou sê die sielsarea, ag jy's, gaan sit aan die TV, nee. So ons is heeltyd in hierdie stryd, hier in jou sielsarea. En dis ongelukkig waar baie mense heeltyd net vir die vlees. Want die vlees, hierdie liggaam, hy is die een wat hierdie verkeerde dinge wil doen. En ons is in hierdie stryd, baie mense maak seker dat hulle die vlees voed. Maar as kind van die Here moet ons seker maak, ons voed die Gees mee. Kom in die Here se teenwoordigheid, kom in sy woord, kom in sy wil, sê ja vir die Here, sê ja vir die Here se stem, die Heilige Gees, en sê nee vir die vlees. Ou Paulus kom wanneer dit kom by hierdie saak, hy sê, maar ek is dood. Hy sê, hierdie jou liggaam, alhoewel hy leef, hy is dood. En dis hoe ons dit moet sien. Hy is dood.
So ek moet nie meer die vlees en die liggaam tevrede stel nie. Dis die gees. Hy sê ek is met Christus gekruisig. Hy sê hy's gekruisig, hy's dood die vlees, maar hy's lewend vir Christus. Dis die Heilige Gees wat ons dan lewend maak. Nou, wat wil ek vanoggend vir u sê? Toe ek voorberei het vir hierdie boodskap, het ek geweet dat die Here sê, dis nou tyd vir ons as sy kinders om te bid. Dit is uiters belangrik dat ons nou in gebed sal inkom. Ek wil vir jou sê, ek ervaar dit is 'n noodsaaklikheid. Dis lewensbelangrik vir jou en vir my om meer as ooit in gebed te gaan. Jy weet, vreeslik sal dit wees as jy eendag moet ervaar en jou tyd aangekom het en jy ervaar en jy besef, maar as ek meer gebid het, sou my lewe reg gewees het en sou ek my Skepper tegemoet kon gaan. Maar weens my laksheid en my nalatigheid om te bid, het my lewe agteruit gegaan en die Here het gesê, ek ken jou nie. Jy weet, vreeslik sal dit wees as jy en ek ook eendag moet agterkom, as ek meer gebid het, dan sou my gebede kragtig ingewerk het op my kinders. Hulle sal nou saam met my in hierdie wonderplek saam met Jesus, maar jy mis hulle. En jy besef, hulle moes hierdie gebede gehad het wat hulle toegevou het, jou ander familie waarvoor jy kon bid, vriende, en jy het nagelaat en God het jou vertrou om met jou getrouheid te bid, voorbereiding te maak. Dit sou die verskil gemaak het tussen lewe en dood en 'n ewigheid saam met Christus Jesus. En ek kan nie vir u sê hoe genoeg ek kan hierdie oggend hierdie boodskap by jou wil laat, by my wil laat. Die Bybel sê koop die tyd uit omdat die dae boos geword het. Gebed is dit wat ons sterk maak. So kom moet ek bid. Gebed gaan jou en my sterk maak. As jy dit nie gaan doen, die aand voor Jesus gevange geneem word, gaan bid hy. En hy sê vir hulle, bid saam met my. En wanneer hy kom, dan vind hulle aan die slaap. En dan, wanneer Petrus daar kom in die voorhof, en hy wil kyk, wat gaan alles gebeur, en hulle vir hom sê, maar jy is deel van hulle, dan sê hy, nee, ek is nie. Want hy is swak, hy het nie gebid nie. As hy gebid het, wil ek glo, so hy kon gesê het, ja, ek is een van Jesus se disippels, so, maak wat julle wil, ek gee nie om nie, want ek het die krag van die Here in my lewe, want ek het gebid. So gebed gaan jou en my versterk. Ons het te veel verskonings van dit en dat. Kom in jou binnekamer. Maak seker, jy maak tyd vir die Here. Dit wat jy in gebed gaan insit, gaan die beloning in jou lewe hê. Gaan die beloning hê in jou vriende, in jou familie, jou broers, jou suster, wie ook al. En God wil jou en my vertrou met hierdie groot saak. Kom ons sluit ons oë. Kan ek jou weer vra, kom ons staan voor die Here, kom ons staan voor die Here. Here, U het vir ons 'n mond gegee. Met daai mond wil U hê dat ons tot U sal bid. Ja, U wil hê ons moet U loof, ons moet U prys, maar U wil hê ons moet met daai mond bid tot U, want U hoor elke woord. Die woord sê, oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Here, en elke dag staan U gereed en wag U vir die kinders om te kom in gebed.
Daai woorde. En daarop kan jy reageer. Daarop kan jy krag gee. Want hy wil ons sterk maak deur gebed. Deur gebed doen ons voorbidding. Krag gaan uit na ander mense. Hulle kom los van sonde, los van die vlees. Here, en hulle kom tot die besef, maar die liggaam en die vlees en die sonde baat niks nie. En hulle besef dat hulle moet hulle self in die gees inleef. Die gees mens voed. Here, en hoe is gebed nodig? En daarom bid ek dat daar bidders na vore sal tree. Gebedshelde, gebedsheldinne. Bybel sê Elia was 'n mens net soos ons en hy het die hemel oop en toe gebid. Here, en daarom kan elkeen van ons wat hier staan, Here, ons kan die hemel oop bid. Ons kan u seën afbid uit genade. Ons kan u hulp afbid. Ons kan u krag afbid. Here, ons kan u hand in beweging bid, want wanneer ons bid, Here, kom u hand in beweging en gebeur daar dinge. En ek bid vanoggend dat u hand sal neerkom en sal neerdal. Here, in die besonder, hulle wat uitroep en sê, Here, ek het u nodig. Ek het u nodig meer as ooit. Ek wil opstaan, Here. Ek wil groei. Ek wil groei in gebed. Ek wil groei in geloof. Ek wil naby u wandel. En Here, wat ook in alle eerlikheid opregtheid kan sê, Here, te midde van my stryd, te midde van my probleme, te midde van my moeilikheid, weet ek, Here, u is werksaam in my lewe. U vorm my, u maak my sterk, u verander my. En Here, wil ons oorgee en wil ons sê, Here, ek wil nie terughou nie, ek wil nie bang wees nie, nie bang vir die seer, nie bang vir die pyn nie, want Here, op die ou end is dit heilsaam. Al hierdie dinge wat op die oomblik dalk so sleg en so moeilik is, Here, word op die ou end so heilsaam wanneer dit in u hand kan kom. Ons dankie vir die ewige woord. Here, laat dit lewend in ons wees. Laat dit lewe en help vir ons, Here, om op te leef na u woord en in lyn met u te kom, Here, en ook 'n hand te kan wees waar ons moet. Help ons om 'n oor te wees waar ons kan wees, waar mense net kan luister, kan praat en kan weet, maar iemand luister met deernis, met empatie, iemand verstaan en dat daar ook vir hulle verligting en genesing kom deur maar net te kan praat. Here, u werk op wonderlike wyse. Baie keer, wanneer ons miskien dit nie eens regtig besef nie, is u werksaam deur die Gees, bring u verandering, bring u vernuwing. Die lig triomfeer, die lig transformeer. Jesus, u is lig en die lig van u triomfeer. En in die oggend spreek ek oorwinning deur die lig van Jesus in elke lewe en laat daardie lig 'n transformasie teweegbring, my God, wat ons verstom en verbaas sal laat. U is ons hoop, u is die God van groot dinge en ons dank en loof u ook in hierdie oggend vir alles. Seën elke medegelowige in Jesus se wonderlike naam. Amen.